There is none like thee, Jesus. And I just want to say thank you. Here, dankie vir u krag. Here, dankie dat u teenwoordig is vanoggend, Here Jesus. Dankie dat ek kan weet u Heilige Gees is vanoggend hier vir ons, Here Jesus, dat hy vanoggend sal kom leiding neem, Here Jesus. Want daar is niemand soos u, Here. Because you and you alone are in this room, and you are so welcome in this place. And we just want to say thank you, Jesus, for your presence. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, Lord Jesus. You are such an awesome God. We love you, Jesus. Here Jesus, dat ons vanoggend, Here, net sal besef, Here, the air we breathe, it's your breath that we breathe, Jesus. Dat ons vanoggend net kan weet, Here, U is die ek is, Here Jesus. U is die een wat was en sal wees en tot in alle ewigheid nooit verander nie, Jesus. Here, ons eer U daarvoor. Here, dit is so voorreg om vanoggend net U naam te kom aanbid, U naam te kom groot maak in hierdie plek. Dis al wat ons moet doen, Here Jesus. Because it's all about you, Jesus. It's all about the King of Kings. Here Jesus, dankie vir wat U elke dag in ons lewens doen. Here, dankie dat U elke dag U Heilige Gees vir ons stuur om ons lewe en ons voetstappe te reg te lees. Mag ons vanoggend net opnuut U liefde ervaar, Here Jesus. Mag ons net opnuut weet dat U God is. Ons loof en ons prys U vir Jesus naam. Amen. Nou ja, ek is verskriklik opgewonde oor vandag. Want dit is 'n groot dag. Dis iets wat ons as kinders van God eintlik elke dag moet celebrate. Net soos ek het vir julle verlede week gesê, weet jy wat, ons het al die stappe in ons Christelike lewe. Eerstens was Jesus gebore. Ons celebrate Jesus se geboorte tydens Kersfees. En na Kersfees dan kom Jesus se kruisiging wat ons celebrate. En na die kruisiging is die opstanding. En na die opstanding is die hemelvaart. En dan is dit vandag. God is groot. En maak nie saak wat ons doen. Maak nie saak wat die vyand probeer doen. As ons Jesus Christus in ons lewe het, sal die Here ons lei. En ons het vanoggend het ons, terwyl ons sing, ervaar ek net, waar die Here sê, laat toe dat ek die voetstappe van jou lewe rig. Laat toe dat ek vir jou sê watter kant toe jy moet gaan. Weet jy, partykeer sit jy in 'n situasie en jy weet nie watter kant toe. En ek het hierdie week beleef, wanneer 'n mens partykeer stil raak, dan kom God deur vir jou. Ek hoor dit het Vrydag of Donderdag aan met die praise and worship, het verskriklik lekker in hierdie plek gegaan. Daar's koppies gebreek. Baie dankie, John. En ek drink nie omdat ek so special is en ek kry omdat dit my help van my bors, okay? En nee, ja, toe, almal het hier ingekom soos donderweerswolke. My vrou ingesluit met pak. En sy het hulle het hier gekom en hulle het kom worship. En dit is wat so amazing is van ons worship. Weet jy wat, ons worship span kom nie net hier na toe, besluit, okay, ons het 4 liedjies, ek dink dit kan werk nie. Hulle is tot 4-5 ure hier besig op 'n donderdag aand. Nou, ek begin al verlang na my vrou, ek begin al wonder, gaan sy huis toe kom. En, ek kan jy opdraai. En, maar net, hoekom ek eintlik vir jou wil sê is, dit is nie net iets wat ons aan mekaar sit op 'n donderdag aand. My liedjies, 5 liedjies te kies, of 6 liedjies, of hoeveel hulle ook al besluit, hulle kom maak regtig tyd. Nou in elk geval, so donderdag aand is hulle almal nou 'n bietjie kwaai, en in hulle kwaaiheid het my vrou besef, iewers moet sy iets doen om die tension, soos hulle sal sê, te release. En hulle het besluit om koffiebekers te gooi. Letterlik, stikkend te gooi. Dit is daarom gechipte koffiebekers vir ingooi, en dit is om hulle missing is. So omdat hulle missing is hulle.
Okay? So, hoekom vertel ek vir julle die storie? Want weet jy wat? Ons het die Heilige Gees so nodig in ons lewe. En ons kan nie dat die Heilige Gees werk as ons atmosfeer nie reg is nie. As hulle nie kom om 'n atmosfeer reg te maak, en skielik toe hulle almal hulle frustrasies op hierdie koppie uitgooi en ek weet ek moet nie my gesig daarop gesit nie en gegooi nie, toe voel hulle skielik beter en toe breek die tension en toe kan hulle by God uitkom. En weet wat, baie keer wil God hê ons moet ook so breek. Baie keer wil God hê ek en jy moet so 'n bietjie van onsself gee en onsself net laat gaan. Weet jy wat, dit is okay om nie okay te wees nie baie keer. Ons mag ook hartseer wees, ons mag ook kwaad word, ons mag ook frustreerd voel. Maar om in die presence van die Here in te kom, moet jy sorg dat daai goed weg is. Want as jy dit kan doen, as jy jouself kan laat gaan en laat toelaat dat God werk, kan dit wonders doen. Kan hy iets laat gebeur in jou lewe. Nou, ons het actually, waarvan ek weet persoonlik, 2 amazing getuies uit verlede naweek uit. Eerstens Okkie wat kan hoor. En tweedens het Letia ingetree vir haar kinders. Ek het gesien maar vir iemand anders ook intree. En sy het ingetree vir haar seun wat nie 'n werk het nie. En maandagoggend is ek daar by die sentrum besig en die next moment hardloop sy soos 'n besetene daar in die, want sy was buite op haar voor besig en sy sê, my seun het werk gekry, my seun het werk gekry. En ek het op 'n plek op vir sy word en sy ek sê, wow, wat 'n awesome God dien ons. En dit is wat ons nodig het. Dis wat ek hier wil hê. Ek wil nie elke Sondag kerk toe kom met ek gaan 5 liedjies sing. As ek klaar die 5 liedjies gesing het, dan gaan pastoor Petrus en pastoor Dave vir ons 'n paar goedjies sê uit die boek. Nee, ek wil 'n wonderwerk hê wat in my lewe moet gebeur. Ek wil sien dat God besig is om lewens te verander. Want andersins hoekom kom jy kerk toe? Jy moet met 'n verwagting kyk. Dis kom ek gaan vir jou, jy kan dit hoor tot die dag wat ek dood neerslaan, okay? Jy moet met 'n verwagting kerk toe kom sodat God iets in jou lewe kan doen. Jy moet nie net kerk toe kom en okay, ja, dit is nou maar weer dieselfde nie. Hoekom kom jy dan? Dan mors jy jou tyd. Want as jy met 'n verwagting kom dat God vandag vir jou iewers 'n woord wil gee of dat God vir jou 'n deur kan oopmaak of wat hy vir jou 'n wonderwerk in jou lewe wil doen. Ek weet ook dit is die laaste ding wat hy verwag het is om daai dag te gaan hoor. En nou moet sy vrou op ons skreeu. Okay, want sy het nogal sê en dis die goed wat ons nodig het. Want dis die goed wat ons bou, dis die goed wat iemand anders stig. Nou julle sal sien, daar's al vir 'n geruime tyd ons geel couch daar op die stage. Nou ek en my vrou het 'n droom dat mense hulle getuienis op die geel couch gaan kom deel. Mense gaan kom vertel van hoe amazing God is en wat hy vir hulle in hulle lewe gedoen het. Nou ek het nou vir julle so rukkie terug gesê, ons almal is veronderstel eintlik om elke dag 'n wonderwerk in ons lewe te beleef, want elke dag is 'n wonderwerk. Want jy het opgestaan. Maar jy moet 'n verwagting hê vir elke dag in jou lewe. Jy moet elke oggend wat jy jou oogies oopmaak, sê eerstens dankie Here dat ek vanoggend my oogies oopgemaak het. En tweedens, okay Here, wat 'n wonderwerk het U vandag van my gestuur. Wat 'n ander wonderwerk het U. Want dit is wat ons, dis hoe ons mekaar stik. As jy kan gesels of getuig van 'n wonderwerk wat in jou lewe gebeur het. Want weet jy wat? Omdat ek gehoor het, let wel, omdat ek gehoor het van Okkie se wonderwerk. Nou my grootste hartsbegeerte is om nie meer 'n bril te dra nie. So ek bid hard en glo hard dat Liewe Jesus eendag my oogies gaan oop en ek sal moeg om bril te dra. Okay? Ek wil nie meer bril dra nie. Dis een van my grootste hartsbegeertes vir die afgelope, ek weet nie, 15 jaar om nie meer bril te dra. En elke jaar gaan ek vir 'n oogtoets en elke jaar sê ek my hoor, is jy oë swakker as die vorige jaar, en dan sê ek, dis fyn. Dit gaan verbeter, een of ander tyd. En hoekom? En eendag het ek 'n storie van Mark
Patterson, Mark Patterson, gehoor, waar hy gesê, hy het vir 40 jaar lang vir dieselfde ding gebid, en dis om nie meer asma te hê. En een dag, toe raak God toe my. Vir 40 jaar lang het hy gebid en geglo, so, hier gebouw, soos ek 40 jaar ontvang, maar kijk, ek stel al 15 jaar terug begin, soms hoor, maar jy moet dit hê, jy moet daai verwagting hê dat God iets anders te kan doen en vir jou 'n wonderwerk te doen. Want as ek en jy dit kan besef dat God 'n wonderwerk in jou lewe en die enigste manier hoe dit kan gebeur is deur die krag van die Heilige Gees. Ek en jy die krag van die Heilige Gees in ons lewe nodig om te ervaar hoe God wonderwerke doen. Wanneer jy God toelaat en die Heilige Gees in jou lewe toelaat, dit is wanneer God kan dinge doen. Nou, dit is baie belangrik om te besef dat die Heilige Gees daar was van die begin af. Ek dink nou, ek moet dit gou vir jou lees. In Genesis 1. As jy jou Bybel het, gaan na die heel eerste hoofstuk in die Bybel. In geval jy nie geweet het nie, dis die heel eerste boek. En dan gaan jy na vers 1 toe. So Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was in versie 2. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. So van die begin af, van die grond, voor die grondlegging eintlik van die aarde af, was die Here, Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons dit net elke dag onthou, dat ons nie hulle kan skei nie. Ons het hulle nodig om saam te werk. Ons het nodig dat Vader, Seun en Heilige Gees elke dag deel van jou en my lewe is. Daai gevoel wat jy baie keer kry as jy loop en jy weet net jy moet ook nie na 'n sekere plek toe gaan nie of nou iets gaan doen nie. Dat moet jy nie. Because it's the Holy Spirit warning you. Dis die Heilige Gees wat vir sê, moenie dit doen nie. En ons is ongehoorsaam baie keer aan daai Heilige Gees. Ons glo dit nie. En wanneer, of jy kom in 'n groot situasie, jy kom by jou werk, miskien in 'n situasie, en nou wil jy 'n sekere standpunt maak, en jy weet jy moet dit nie doen nie. En op die ouende is daar groot repercussies vir jou. Dis is vir 'n kind, om vir 'n kind te sê, moenie dit doen nie, dan wil jy dit mos doen. En ons is baie keer soos daai stout kinders. God sal vir ons sê, moenie dit doen nie, maar ons sal dit doen net om hom 'n punt te bewys. Ons is in beheer van ons lewe. Want ons weet mos die beste. Ons vergeet dat God nou al 'n paar jaar daar is. As ek dit nou maar so kan stel, sonder om disrespectful te wees. Dat hy weet wat die beste vir sy kinders is. Dit was soos toe die Israeliete in Egipte was. Toe kom hy en hy stuur vir Moses om hulle uit Egipte uit te gaan haal. Julle onthou daai storie, né? En toe hy vir Moses gekry het om die ouens uit Egipte uit te gaan, hier gaan hulle uit Egipte uit, né? En toe hulle die eerste keer hulle toon staan, toe hulle terughardloop Egipte toe. En ons is net so, ons wil sodra dit, ons het nou 'n keuse gemaak, okay? Ek gaan die Here nou voluit dien. En dan môreoggend stap jy uit en môreoggend trap jy in iets wat jy nie wil intrap nie. Kom ons sê dit net maar so. En dan is jy kwaad en dan daar is nou die Here wat kan nou weer toets. Jy blameer ons nou vinnig eerste ding. Jy kan nie. Die Heilige Gees gaan in jou wees en ons met die vrug van die Gees lewe. Ken julle die 9 vrugte van die Gees? Liefde. Verliefdheid vir mekaar. Vreugde. Dis baie by Galasiërs 5:22 as jy geweet het. Liefde, vreugde, blydskap, langmoedigheid, sagmoedigheid, goedhartigheid. Nou het ek die ander 3 vergeet. Okay.
Geduld, oor hier met daai. Selfbeheersing, selfbeheersing. En in die 9 kan ek regtig met in liefde, vreugde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedhartigheid, selfbeheersing en geduld. Das is kitter. Al die ek sê. Okay, gaan onthou. So, ons het nodig om dit elke dag van ons lewe te leef. Ek en jy, net by the way, as jy dit ook nie geweet het nie. Jy is veronderstel om die vrug van die Gees, want die Heilige Gees is binne in my, reg? So as die Heilige Gees binne in my, is ek veronderstel om die vrug van die Gees te leef, nie om die vrug van die wêreld te leef nie, maar ek en jy is so in die wêreld dat ons die vrug van die wêreld leef, sonder dat ons dit besef. En dan wanneer dit nie met jou gaan soos wat dit veronderstel is om met jou te gaan nie, dan wil jy kwaad word. Wanneer laas het jy liefde vir iemand gewys? Ons wil die vykant bediening vir mense met liefde wys. Ons wil die liewe taksiman uitmekaar uithaal. En al wat hy op doen is maar, hy ry op die pad. Voor jou in. En is hy reg. Jou kinders maak jou kwaad. Selfbeheersing stap by agterleefheid. Vra my. Weet jy wat? Ons val elke liewe dag. Omdat ons nooi jy die Heilige Gees eerste ding in die oggend in jou lewe. Vra jy Heilige Gees, kom vul my hart vandag met U, sodat ek U kan uitleef daar buite. Nee, ons rok dit net uit daai bed uit en begin ons dag. Miskien as jy tyd maak om die Heilige Gees toe te laat om in jou lewe te werk, dan sal jy sien hoe God dinge vir jou laat gebeur. Ek wil julle net so baie wys, ek is besig om die hele preek te verander terwyl ek hier staan. Ek het nie hierdie bepaal nie. So, die vrug van die Gees is veronderstel om in my en jou te wees. Nou as ek en jy die vrug van die Gees in ons hart het en in ons lewe het, sal ons dit kan uitlewe in situasies wat op ons pad kom. Maar omdat ons nie bereid is om die Heilige Gees deel van ons lewe te maak, gebeur daar sekere dinge in ons lewe waarvan ons nie hou nie. Die Heilige Gees is daar, let wel, van die begin van die, of voor die grondlegging van die aarde was Heilige Gees daar. Hy het gesweef en gekyk. Het jy geweet dat Jesus sy werk eers begin doen het toe hy gevul is met die Heilige Gees nadat hy gedoop is? Ja, hy het klein goedjies gedoen voor dit. Maar sy eintlike werk het eers begin toe hy homself laat doop het. Jy kan dit gaan lees in Lukas 3 vers 21. Ek gaan eers dit lees nie, ek gaan so uit my kop uit vertel die storie wat ek ken ons so oulik. In Lukas 3 vers 21 lees ons waar Jesus afgegaan het in die water, hy is gedoop en die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal en God het gesê, dit is my seun in wie ek welbehaag het, en van daar af het Jesus uitgegaan en hy die weg gedoen. Toe hy in die woestyn gegaan het, net daarna, toe kon hy die versoeking weerstaan, want die Heilige Gees was in. So as ek en jy toelaat dat daar meer van die Heilige Gees in ons is, sal ons die versoekings wat in die wêreld is, kan weerstaan, en sal die wêreld ons nie onder kan uitdruk. Jo, dis powerful. Hoe meer jy van die Heilige Gees toelaat, dit is julle weet daai gesegde wat sê, hoe meer, dit wat die mond van voor ons loop uit oor, of hoe meer van die goeie goed in sit, hoe meer goeie goed gaan uitkom. Hoe meer slegte goed jy gaan insit, hoe meer slegte goed gaan uitkom. So, wat vul jy jouself mee elke dag? Ek kyk hierdie video in die, nou so, en eintlik wat interessant is, die video het 2 keer opgekom. Van hierdie jong man, of is 'n jong pastoortjie, of ek weet nie eintlik of hy 'n pastoor is of nie, maar hy vertel van
dat die jong mense moet kyk na wat hulle kyk en kyk na wat hulle luister. Want hulle dink dit is okay, dit wat hulle sing bijvoorbeeld in liedjies, want julle weet mos, die liedjies het soke mooi goedertjies, en ek het maar my klein nogal baie daaroor, ja, wat ek al doen, ek kan nie beat dan nie. Okay? Maar hulle sê, dat ons eintlik nie weet, dat ons besig is om onsself te vervuil, wil ek sê, as gevolg van daai goed nie. En ek moet sê, ek stem half saam met hom. Want jy sing dit. Jy spreek dit. En nou so, nou gaan ek weer gestenig word deur klomp mense. Maar dis okay. Ons moet versigtig wees waarmee ons onsself ophou. Want dit waarmee ons onsself ophou, gaan ons wees soos wat ons gaan word. Reg? Hoe meer ek van die dinge van die vyand in my gaan plaas, sonder dat ek dit besef, hoe meer gaan die vyand uit my uitstraal. Dis hoekom dit belangrik is dat die Heilige Gees deel is van my lewe. As ek die Heilige Gees kan toelaat om deel van my lewe te wees, dan kan ek die mense om my bereik. Dan gaan ek ingestel wees op die persoon langs my wat 'n begeerte het om dalk 'n ontmoeting met God te hê. Gaan ek ingestel wees of fyn genoeg ingestel wees om te sien, ja, tannie Anna se hart is seer, sonder dat sy iets sê. En sy het 'n gebed nodig. Gaan ek kan sien dat daai persoon eintlik siek is. En hy het 'n gebed nodig. But we need the Holy Spirit in our lives. Ek en jy moet ophou op die dinge van die wêreld fokus en meer op God fokus. Ek besef al hoe meer dat die wêreld 'n rad voor ons oordraai. Deur vir ons sekere goed en ideale te skep. Meeting of lewe soos die Joneses. Jy moet weet net soos hulle lewe. Jy moet hê wat hulle het om gelukkig te wees. Al wat ons nodig het is God. Die wêreld indoktrineer, ons groot woord vanoggend, ons om te glo dat 'n mens alles moet hê wat mooi is en alles het wat weelde is en jy het dit nie nodig. Jy het God nodig. Jesus sê vir die ryk jong man, gaan verkoop alles wat jy het en dan kom volg jy my. Harde woorde vir iemand wat alles het. Maar God sê, of Jesus sê, verkoop alles wat jy het en dan kom volg jy my. Is jy bereid om alles te verkoop en Jesus te volg? Die wêreld draai net om 'n 4-letter woord. Ken julle die woord? Geld. En ek verstaan, ons het dit nodig om te survive. Maar ek weet ook dat my God groter is as dit. Die Bybel sê, jy kan nie God en
Mammon dien. Mammon is eintlik enige afgod, nie net God. So enige afgod wat jy in jou lewe het. Die grootste afgod in vandag se tye. Kom ek verduidelik dit gou vir julle, want ek sien julle glo my nie dat dit die grootste geval is. So rukkie terug, soos julle weet, my vrou het nou 'n breinoperasie gehad. En sy wil nie met my praat nie. Sy kry haar stilstype vroeër in die week. Maandag, sy kan nie praat nie. Nou, hoe kommunikeer ek met haar? Via my foon. Want dis al hoe ek kan verstaan wat sy vir my sê, wat anders dink ek sy vloek. Okay, want sy probeer vir my sign language, maar haar sign language en dit wat ek verstaan is twee verskillende goeders. En dan ontplof sy eers. So, nou het ons, om met mekaar te kommunikeer, vat ons die foon en dan WhatsApp ons mekaar. Ja? Maar eintlik was dit vir my komies hierdie keer, in die sin van gewoonlik as my vrou vir my iets sou sê, sou ek terugpraat. Ek sou vir haar die antwoord gee met my mond. Maar hierdie keer het ek om een of ander rede vir haar teruggetik. Ek het selfs vir haar voice notes gestuur. Nee, ek sit reg oorkant daar. So dis nie eintlik nodig nie. Sy kan vir my tik, maar ek moet vir haar kan praat. En ek besef in daai oomblik hoe ek toegelaat het dat tegnologie my denke verander en hoe ek met my vrou kommunikeer. Ja, dit is 'n manier vir my om met haar te kommunikeer, maar ek kan nog steeds wonderings met haar praat. Ek het nog 'n stem, sy kan my hoor, ek kan haar net nie hoor. En dis hoekom ek sê, waarmee hou ons onsself so besig dat ons nie by God is? En nou vra jy volgens my Petrus, jy sê nou al hierdie goeders. Ons is by Pinkster. Wat het dit met Pinkster te doen? Ek gaan vir jou nou baie mooi verduidelik wat het dit alles met Pinkster te doen. As gevolg van al hierdie goeders wat ons weghou van God af, laat ons nie toe dat die Heilige Gees in ons werk en kan op Pinkstertye, wanneer die invulling van die Heilige Gees moet gebeur, dat mense moet begin praat in tale en al daai goeders uitleg van tale, al daai goeders by jou op moet kom, gebeur dit nie, want ons is te besig met die wêreld en nie met God nie. Ons almal wil wonderwerke sien gebeur, maar ons doen niks om die wonderwerk in ons lewe te kry nie. Jy glo nie genoeg nie. Jy vertrou nie genoeg nie. Die krag van die Heilige Gees is soveel kragtiger as net 'n spreek van 'n woord. Is kragtiger as enige iets wat hier op aarde is. Yet, we are so busy with it that we forget about God. Ons vergeet van God. Ons vergeet wat sy krag daar is in gebed. Die krag van gebed kan dinge so verander. Maar ek en jy laat nie toe dat die Heilige Gees deur ons werk nie. Ons sit 'n blokkasie op. Ons kry ons sieklos los. Want ek is so bang dat die Heilige Gees vir my iets gaan vertel wat ek nie wil hoor. So daarom hou ek om een kant. Glo jy Vader, Seun en Heilige Gees? Glo jy Vader, Seun, of glo jy net Vader, of glo jy net Seun? Ek gaan nie sê glo jy net Heilige Gees moet jy doen. Hoor jy wat ek sê?
Jy moet Vader, Seun en Heilige Gees, hulle is 'n drie-eenheid, hulle is 'n Trinity, hulle is all in one package. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Dit is soos om 'n ink in 'n cartridge te sit, of ink in 'n printer te gebruik. Né? Deesdae se printers is so useless, jy kan nie net swart ink in nie, jy moet die kleurinke by hê om te sorg dat die printer werk. Nou net so, jy kan nie verwag dat die krag van God in jou moet werk, as jy net toelaat dat God net in jou pad lewe is, maar die Seun en Jesus en Heilige Gees is nie deel van jou lewe nie. Jy het al drie nodig om 'n pakket te maak. Net soos die printer al 4 tere nodig het om te print. So dit is eintlik vandag is ons wonderstel om te celebrate oor die krag van die Heilige Gees wat in ons lewens is. Because there is power in the name of Jesus, but there is power through the Holy Spirit. Wanneer ons harte oopmaak, wanneer ons lewens verander, en toelaat dat Vader, Seun en Heilige Gees binne in ons kom, sal dit ons lewe so drasties verander, dat ons nie dieselfde kan doen. Ek glo almal wat hier sit, lees hulle Bybel. Een of ander tyd, gedurende die dag, of in die week, of in die maand, of in die jaar. Maar ok. Hoekom lag jy vir my? Dis feite hier. Mense lees nie meer die Bybel nie. Hulle wil ons alles net YouTube. Sien julle, die Bybel het lettertjies. Kan jy lees? So lees die Bybel. Bid elke dag. En jy gaan groei kry. Ok. Nou jy kry verskillende vorms van die Bybel lees deesdae. Hardkopie, harde kopie. Digitale kopie. Audio kopie. Praatkopie. Gebruik net een van die kopieë en kom by God uit, sodat God met jou kan praat. Ok, maar nou, eintlik wat ek wou sê, is, as jy nou die Bybel lees, vandag lees jy 'n stukkie uit die Bybel uit. Maar jy lees jou Bybel gereeld, ek weet dit. So nou lees jy die Bybel, vandag lees jy hom. Vandag lees jy iets wat nie raak nie. Maar die volgende keer wat jy daai selfde stuk raak lees jy iets anders raak wat die Heilige Gees dan in jou openbaar, hè? So, dit beteken, God gee vir jou wat jy nodig het op daai oomblik in die situasie of die plek waar jy jouself vind. Want jy sal dit nie kan hanteer as jy alles op iets raak kry. Daarom moet jy die Bybel lees. Sodat God homself aan jou kan openbaar. Ek het al die Bybel 'n paar keer deurgelees. En ek kry selfs 'n paar keer verrassings oor wat in die Bybel staan. Want dit is nie vir jou vir daai oomblik wat jy dit raak lees bedoel dalk. God comes and operates in mysterious ways in your life. And the Holy Spirit will come and work in your heart. Die Heilige Gees kom werk hier diep binne in jou. En hy maak iets wakker. Dis wat ek van hou van die Heilige Gees. Hy kom maak iets in my wakker.
toe jy my gesien het toe ek opgestaan het? Het ek gelyk soos iemand wat nou kan preek? Okay. Ek het nie so gevoel nie. Ek het regtig misslik gevoel. Ek het nogal gelag. Jacques, ek vra vir hulle, is julle reg? Toe ons nou voordat ons uitstap. Hy sê, is jy reg? Ek sê, ek is altyd reg. En hoekom? Ek laat God deur my werk. Ek laat die Heilige Gees deur my werk. Ja, ek het 'n bietjie gehoes. Dit is my keel. Weet jy wat? God wil iets vir jou doen, as jy hom toelaat. God can only work in your life if you let Him do it. Jy kan nie op jou eie fight nie. God sê vir ons in Eksodus 14:14, ek fight vir jou. So laat hy vir jou fight. Toe Moses by die Rooi See gekom het, en hy moes daar deurgaan. En ek weet nie hoeveel mense wat agter hom was nie, ou saam met hom was nie, en hulle soos hysteriese hooligans te kere gaan, nou kom die Egiptenare agterna om hulle te kom haal. Wat het Moses gedoen? Hy het gevra, Here, wat moet ons doen? En God het vir hom gesê, wat het jy in jou hand? Ek het 'n staf gebruik. Hy sê, waar kan die water? Oh, ek moet dit doen. Hy kon net so hysteries gewees het soos die ander honderde mense wat saam met hom daar was, ter duisende, en gegil en geskree het op mekaar, en hulle kon almal daar vergaan het. Maar jy moet kalm wees, as jy God in jou kant het. Because God fights for you. En ek weet, is vandag vrek makliker gesê as gedoen. Ek kom terug na wat ek so 2 weke terug gesê het. As jy toelaat dat vrees van jou beheer vat, nou wie luister jy nou eintlik? Satan, daar sy. Ek wil nie nou luister. Want ek hou nie van sy stem nie. En ek hou ook nog minder van wat gaan gebeur as ek vir hom luister. Ek wil nie brand nie. Dit gaan my nou wees. So kan ons begin om meer na God te luister en sy stem te hoor. Want as ons na God se stem luister, sal ons oorwinning kry. En onthou nou een ding, God kom nie in guns blazing, slat jou oor die kop, gooi jou met 'n Bybel en alles nie. Hy sat hom, hy is die sagte stemmetjie wat praat. Die vyand is die ou wat harder kom. Wat hy wil nie, jy moet God hoor nie. Hoor julle my? Ek spreek. Ons laat toe dat die vyand vir ons allerhande gemors in ons koppe print. En vrees by ons kom saai, sodat die Heilige Gees
nie in ons kan werk, sodat ons nie die Heilige Gees kan hoor werk in ons lewe nie. En soos ek sê, God is 'n sagte, gentle persoon. Hy's nie 'n kom sluit jy met die Bybel, gooi hom met iets en nee. Wat het jy vanoggend nodig? Opnuut in jou lewe van die Heilige Gees. Waarvoor vertrou jy vanoggend die Heilige Gees? Wat soek jy by God vanoggend? As ons gaan doen met die uitstorting van die Heilige Gees, het daar vuur gekom. En daar het 'n wind gekom, amper soos die wind daar buite. Dink ek. En daar het vuur gekom. En dit het die mense se lippe aangeraak. En 'n mens moment kon hulle vol van die Heilige Gees wees. Gaan lees dit in Handelinge 2, net vir van die gewonder. Jy en ek het nodig dat die Heilige Gees in ons werk. Ek en jy het nodig dat die Heilige Gees beheer vat van ons lewe. Sodat ek en jy die wêreld kan wys wat dit is om 'n kind van God te wees. Daar gaan baie mense kom en allerlei mooi broodjies vir jou vertel. En jy gaan dit glo. But if the Holy Spirit is in you, you will know they lie. As mense gaan sê, die Heilige Gees, of God, hulle sê in die eindtyd, gaan daar mense wees wat gaan sê, ek is die Christus, jy gaan weet wie of hy die Christus is, as jy die God in jou het. Ek het 'n video gesien van hierdie ou wat proclaim, hy is die Messias. Geluk vir hom. Mag dit met hom goed gaan. As Jesus terugkom, om my en jou te kom haal, sal ons, as ons gehoorsaam is, sy stem kan ken en sal ons weet dat dit hy is wat met ons praat. En wat sleg is dat mense glo hierdie mense glo dat hierdie ander, of die eindtyd, die einde van die wêreld, is die 25ste Oktober 2025. Glo jy my? Ek is baie bly as jy nie glo nie. Want ek weet nie. Want God weet alleen wanneer hy terugkom om jou te kom haal. So as iemand vir jou daai storie vertel, kan jy weet jy hoef nie te glo nie. Hy praat leens. Wanneer die Heilige Gees binne in jou gaan wees, of in jou is, sal jy kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is, en wat die wêreld probeer vir jou vertel, en wat God vir jou probeer vertel. So wat het jy nodig? By die Heilige Gees vanoggend. Wat het jy nodig om van God te hoor vanoggend? In jou lewe. Ons is een liggaam. In Korintiërs 12 vertel vir jou en vir my dat ons een liggaam is. Ons het profesie nodig, ons het ouens wat kan net praat of preek. Maar die liggaam bestaan uit 'n klomp dele, net soos jou liggaam uit 'n klomp deeltjies bestaan. En wanneer ons hierdie klomp klein deeltjies het, wat saamwerk for the bigger picture, and that is to serve God. Dis soos hier by die kerk. Ons het mekaar nodig om mekaar te stig, om mekaar te laat beter voel. Ek kan nie sing nie. Ek kan baie nonsens praat. Maar ek doen dit net nie.
Dis hoekom ek 'n worshipspan het. Mense wat kan sing. Wat 5 ure op 'n donderdag aand hier kom sit in die koue, net wel, en kom praise and worship oefen. Dis hoekom ek vriendelike mense by die deur het, wat vir die mense welkom sê by die deur. Want as ek dit ook nog moet doen, gaan ek nooit by bid uitkom. Dis hoekom ek iemand het wat vir my 'n nagmaaltafel kom doen, wanneer ek 'n nagmaaltafel nodig het. We are one body in Jesus Christ. Maar ons het mekaar nodig. Want ek kan nie die hande, die voete, die mond, die tone en die hals wees nie. Dan gaan ek baie as. So ek kom vanoggend en ek kom vra jou, wat het jy vanoggend nodig van die God? Wat het jy nodig? Ons is op Pinkster. Die Heilige Gees wil vanoggend iets vir jou kom doen. Het jy die Heilige Gees nodig vanoggend? Ja, jy het. Ek glo in Vader, Seun en Heilige Gees. So wat het jy nodig dat God vandag doen? Dis dalk tyd dat ons meer fokus op wonderwerke vir God. Dat God kan wonderwerke doen. Because then the Spirit of God is moving. Wat het Jesus gedoen toe hy op aarde was? Hy het wondertekens gedoen, reg? Hy het dooies uit die doodheid laat opstaan. Hy het dowes laat hoor. Hy het blindes laat sien. Hy het krepeles laat loop. Hy het verlamdes laat opstaan. Hy het 'n tannie wat vir 12 jaar dieselfde siekte gehad het, gesond gemaak. En dit alles het hy gedoen deur die krag van die Heilige Gees, wat in hom is. Want as jy dit reg onthou, het ek hier aan die begin gesê, eers toe die Heilige Gees by hom was, toe hy hom gedoop is, toe het hy vir 3 jaar op aarde geloop, en het al die wondertekens gedoen. So God het op 2 maniere God gedoen. Hy het stories vertel, gelykenisse vertel, wat hy dan uitgehaal het en verduidelik het oor wat dit beteken. Ek dink aan die gelykenis van die saad. Die saad het op die klippies geval en op die sagte grond met onkruid en toe op goeie grond. Toe verduidelik hy wat dit beteken. Ek en jy wat die kinders van God is veronderstel om dieselfde vir die wêreld te kan doen. Ons moet vir ander kan help. Ons moet vir ander kan intree. Because we believe in the true living God. Ek sê van toe net in die week, wat my in die gang hou om aan te hou, is om te sien God lewens vir mense verander. Om te hoor van 'n getuienis soos van Okkie. Om te hoor hoe Letia sê, ek het gebid vir my kinders en die wonderwerk het gebeur. Dan die Martie wat ek weet wat ek kan doen en deurbraak gekry. Jacques, Cherie, ons almal hierso, met een of ander wonderwerk wat in ons lewe al gebeur het. En eintlik daagliks gebeur. En wanneer dit gebeur,
veronderstel om vir die wêreld te vertel, sodat hulle kan besef hoe amazing dit is. So ek wil almal met hulle oë sluit. En ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik stil raak. En ek wil jy moet vir 'n oomblik dink, what do you need from God this morning? Which miracle? Wil jy nuwe vuur en passie kry vir God? Wil jy 'n nuwe invulling met die Heilige Gees hê? Wat wil jy vanoggend vir God hê? Noem dit by die naam vir God vanoggend. Ja, ek soek dit. Ek vertrou U vanoggend, Here. Miskien het jy een of ander deurbraak nodig. Ek wil net sê, om jou deurbraak te kry, moet jy dalk net so klein bietjie van jouself laat gaan. Sodat God in jou kan werk. God kan nie met 'n hardkoppige persoon werk nie. Ouch. God soek iemand wat hom met oop arms ontvang vanoggend. God soek iemand wat vanoggend sê, Here, ek het U so nodig. The air I breathe, it must be your air that I breathe. It must be more of You and less of me. My probleem vandag is, die wêreld vertel vir my, ek moet meer van myself dink. Ek moet meer oor myself worry. Ek moet meer op myself gesentreerd wees. But God sent His only Son to come and show us the opposite. That we don't have to be like the world. We have to be different. Ek kan iemand anders te wees. Miskien het jy net nodig om vanoggend te soak in sy presence vanoggend. Moet jy miskien net kom oorgee. Yes, God. Come and change my life. Come like a rushing wind into this place this morning. And fill our hearts, Lord. Come and open our hearts to hear Your voice this morning, Lord. Heavenly Father, we come to You this morning, and I'm just asking God, come and fill us. Fill us with Your Spirit this morning. Make us new. Change our hearts. Change our minds. Change our lives. Help us to seek You first and foremost. Help us to look where You are in every day. Here, help ons om nie op die wêreld gefokus te wees nie, maar om op God gefokus te wees in hierdie tye. Here, daar is soveel dinge wat in die gebeur is, maar Here Jesus, vanoggend wil ek op U fokus. Vanoggend wil ek vir U kom eer. Vanoggend wil ek U kom loof. Here, ek worry nie oor wat daar buite aangaan nie. Vanoggend is dit U en U alleen. Because You are God. I need healing in my body. Take it, claim it this morning. I need a breakthrough this morning. Claim it.
net vanoggend. Kom maak ons Here lewe nuut, Here. Here, ons soek meer van U, Vader. Here, less of me and more of You. That's all I want. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U vanoggend dinge kom en doen in mense se lewens. Here, dankie dat U vanoggend gebrokenheid heel maak. Here, dankie dat U vanoggend siekte gesond maak. Here, dankie dat ek weet dat U vanoggend oorwinning gee oor situasies wat net U kan doen, Here Jesus. Because God, You are the God of the impossible. Here, ek bid vir elke persoon wat siek is in die naam van Jesus. Vat dit vanoggend, maak dit jou eie. Dis vanoggend jou oorwinning om te kom as jy siek is. As jy vanoggend hier sit en jy soek 'n oorwinning oor 'n situasie, claim dit. Dankie, Here, dat U vanoggend in hierdie plek is om oorwinning te bring. Ek loof U, ek prys U, Here Jesus, because we serve an awesome God. You are a mighty God. Miskien sit jy vanoggend hier so en jy wil ophou. Jy wil letterlik net ophou. Jy kan nie meer. God sê, hou nog aan. Hou jou arms omhoog, hou jou oog gefokus op my vanoggend. Ek is daar vir jou. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie los nie. Miskien sit jy vanoggend hier en jy voel so alleen. Asof niemand omgee. Hy verstaan my nie. Hy weet nie wie ek is. Hy weet nie wat ek van hou nie of waarvan ek nie hou. Niemand. God sê, ek ken jou. Ek ken jou by jou naam. Jy is my kind. En jy is my oogappel. Hou jou oog gefokus op my en sien wat die deure vir jou oopmaak. Miskien sit jy vanoggend hier so en jy is so besig. Jy weet daai mense wat altyd so besig. Ek sê vir hulle, maar jy is besig. God sê, raak stil vir my. Hou jou besig met my dinge. Fokus op my dinge. En ek sal vir jou wys wat jy gaan doen. Ek sal vir jou wys wat jy wil gebruik in my koninkryk. Sit jy so jy dink vanoggend. Ek weet nie. Hoekom ek? Hoekom hou ek aan dieselfde paadjie loop? Dan sê God vanoggend vir jou, maak oop jou ore. Luister na my stem. Volg my, jy het my gevolg. Jy het my geken. Jy weet wie ek is. Maar jy het van die pad af gegaan. Jy was te besig met allerhande goedertjies. Jy het die wêreld na begin jaag.
fokus op my. Het is nie te laat nie. Jy het nog 'n kans. Holy Spirit, come and move in this place this morning. En soos jy by Jesus was, kom wees so met elkeen van ons vandag, Here Jesus. The Spirit of the Lord is in this place. And He wants to change you. He wants to set a fire down in your soul this morning. Set a fire in our souls. Heavenly Father, we come to you this morning and we just want to honor you for being in this place. Dank je, Here, vir u goedheid, die Gees. God is 'n God vir almal. Hy is nie net vir sekere mense nie. Hy praat nie net met sekere mense, hy praat met ons almal. Ons moet net ons ore oop. Miskien is dit tyd dat jy jou oor en hoor wat hy vir jou te sê. Ons is baie keer te besig om stil te raak. God praat vanoggend met jou. As jy kom raak net stil by my. Kom fokus op my en my alleen. I am with you. I am the I am. Here Jesus, ons kom net. En ons sê vir dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Dankie dat die Heilige Gees vanoggend in ons harte kan kom werk. Dankie dat die Heilige Gees vanoggend harte wil verander. Kan verander. Dankie dat ek vanoggend weet my God leef en my God regeer. Dankie dat ek weet my God is 'n God van wonderwerke. So ek claim dit vir elke persoon wat vanoggend hier nodig het. Dankie Here vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U genade. Dankie vir die krag. Holy Spirit, fill us each day. Kom vorm ons en maak ons Here soos U wil, Jesus. Dat ons net met U kan stil word. Ek wil dit in Jesus naam. Amen. Mag jy hierdie week met God se liefde en sy teenwoordigheid in jou lewe ervaar. Mag jy net regtig weet dat God by jou is, elke tree wat jy gee. God is 'n God van liefde. Is God van omgee. En hy is daar vir jou. Moet jy vergeet nie dat die wêreld om oorvat in jou lewe. Jy is 'n bietjie meer God, of laat 'n bietjie meer van God toe in jou lewe. En sien wat hy vir jou